Baie van Fluisteringe, deur Francet van Rooyen. Die eerste ding wat jy moet doen as jy by Langhoogte kom, is draai jou venster af en ruik die geure van fynbos. Was die laaste WhatsApp wat sy ontvang het. Nadia kyk op haar horlosie. Dis 6 uur. Die son wil begin breek, maar die mis hang laag en dig. Draai jou venster af, onthou sy. Die fynbos reuk tref haar. Dis frisser en uitgesproke weens die digte mis en dou vanoggend. Dis so dig, sy sien nie eers die dorp voor haar oopmaak nie. Die hoofligte van haar ou geroeste wit Toyota bakkie werk ook net soms. Gelukkig werk dit nou. So sy stilbaai binne ry, dink sy aan haar en Pieter se WhatsApp boodskappe en hoe hy die dorp beskryf het, met die kleurvolle skytjies teen die rivierbank gepak. Iets wat sy nie vandag kan sien nie. Nadia mis amper die afdraai by die brug oor die Gouka rivier wat die dorp in 2 verdeel. Sy moet oor die brug ry om deur die dorp tot by die hawe te kom. Sy stop eers by Engine om koffie te kry. Stilbaai is 'n veilige, rustige plek. 'n Klein vissersdorp waar die gety die enigste tyd is wat saak maak. Oor die jare het dinge begin verander. Die eerste verdwyning was 'n toerist, 'n jong man uit die stad wat langs die strand gaan stap het en nooit teruggekom het nie. Die polisie sê hy het waarskynlik verdwaal of is deur 'n golf meegesleer. Die see gee nie altyd haar geheime terug nie, het hulle geredeneer. Die dorpenaars het geknik en aangegaan met hul lewens. Toe 'n tweede inkomer verdwyn, 'n vrou wat foto's van die hawe geneem het, en toe 'n derde, 'n joernalis wat oor die dorp se geskiedenis gevra het die gerugte begin. Nadia se bakkie kom met 'n kreun by die hawemuur tot stilstand. Die bande krakend op die nat sement. Die oggend mis 'n grys sluier wat die see en bote in 'n spookagtige stilte hul. Sy skakel die engine af en bly 'n oomblik sit, haar hande styf om die stuurwiel geklem. Die lug is klam, gevul met die reuk van sout en vis. Toe, soos 'n gordyn wat oopgaan, breek die son deur, goue strale deurboor die wolke. Die kleurvolle huisies op die strand ontbloot hulle self soos 'n reënboog. Die water glinster en die verweerde bote se afgesplinterde verf word in 'n helder lig gebaai. Dis pragtig, net soos hy dit beskryf het. Maar Nadia is nie hier om die uitsig te bewonder nie. Sy is hier vir Pieter, haar broer, wat 6 maande gelede verdwyn het. Die polisie sê, die see het hom gevat, maar sy weet, Pieter is nie die roekelose tipe nie. Iets of iemand was hiervoor verantwoordelik. Die see is nie die skuldige nie.